In die 10 gebooie lees ons Eksodus 20. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. En dan in Markus 2 sien ons dat Jesus daarvan beskuldig word dat hy die Sabbatdag nie so gehou het soos dit voorgeskryf word nie. En dit maak dat baie mense dink dat Jesus die standaarde bietjie verlaag het. Dit was daar 'n bietjie te erg gewees in Eksodus 20 en ons is bly daaroor. Dit beteken ons kan eintlik met die dag doen net wat ons lus het. Met katastrofiese gevolge vir ons geestelike en ons gewone lewens. Kom ons dink vandag daaroor. Here, toe ons U ontmoet het, was dit die wonderlikste dag van ons lewe. Dankie dat U beheer oorgeneem het, maar ons moet vandag ook bely dat U baie keer moet veg om daardie beheer, dat ons dit wil terugvat. Vandag wil ons opnuut vir U sê, praat Here, ons luister. Amen. Ons lees Markus 2 van vers 23 af. Een keer, toe Jesus op 'n Sabbatdag tussen gesaaides deurloop, het sy disippels so in die loop are begin afpluk. Die Fariseërs sê toe vir hom, kyk daar, waarom doen hulle iets wat nie op die Sabbatdag gedoen mag word nie? Hy sê toe vir hulle, het julle nog nooit gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en sy man nie kos gehad het nie en honger gekry het? Hy het in die tyd van die hoofpriester Abjatar in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat niemand anders as die priesters mag geëet het nie, en ook vir sy manne daarvan gegee. Jesus het verder vir hulle gesê, die Sabbatdag is vir die mens gemaak, en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook oor die Sabbat. Markus 3 vers 1. Jesus het weer na die sinagoge toe gegaan. Daar was 'n man met 'n gebreklike hand. Die Fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy hom op die Sabbatdag sou gesond maak, sodat hulle vir Jesus daaroor kon aankla. Hy sê toe vir die man met die gebreklike hand, staan op hier tussen hulle. Daarna vra hy hulle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen, iemand red of doodmaak? Hulle het egter niks gesê nie. Hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk en was diep bedroef oor hulle verhardheid. Hy sê toe vir die man, steek jou hand uit. Hy het sy hand uitgesteek en dit was gesond. Die Fariseërs het uitgegaan en dadelik met die Herodiane 'n komplot teen Jesus gesmee om hom om die lewe te bring. Tot sover. Vers 27. Die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Net meer as 20 jaar gelede is 'n neef van my wat net so oud soos ek is in 'n roof in sy rug geskiet en hy is verlam. En dit het verrykende implikasies gehad soos niemand ooit sal verstaan nie op hom en sy gesin. In 587 voor Christus word Jerusalem vernietig en die tempel word met die grond gelyk gemaak en alles wat binne in die tempel is word weggevoer. Vir die mense was dit traumaties en hulle het gevra, waar was God? Hoekom het hierdie gebeur? Die profete het vir hulle gesê, julle het dit self veroorsaak, deurdat julle nie aan God gehoorsaam was nie, en spesifiek julle nie gesteer het aan die Sabbatsgebod nie, dat julle nie moet werk nie. Toe sê die mense vir hulle, in daai geval, help ons asseblief dat dit nooit weer gebeur nie. Help ons om die Sabbatsgebod so te hou, dat iets soos die
soos die ballingskap nooit weer kan gebeur nie. En so het die Fariseërs op die toneel gekom. Dit was hulle werk gewees. En hulle het dit ernstig geneem. Hulle het 'n klomp, uit die 10 gebooie, 'n klomp wette gemaak, wat die mense moes gehoorsaam, sodat hulle nie die gebod kan oortree nie. Jesus en sy disippels loop deur gesaaides. Dis 'n Sabbat, en hulle is honger, en hulle pluk van die are, hulle vryf dit uit, en hulle eet daarvan. Die Fariseërs was woedend. Is julle mal? Wat maak julle? Julle weet hoekom ons in ballingskap geland het. Julle is van kleins af groot gemaak, hoe ons hierdie dag moet onderhou. En kyk wat doen julle, julle doen dit nie. En Jesus, as hy met hulle praat, laat dit lyk asof hy vir hulle sou wou sê, julle neem dit bietjie ernstig. Dis nie so erg nie. Kalmeer, kalmeer. Die interessantheid is, Jesus het juis die dag ernstig geneem. As hy praat oor die wet en die belangrikheid van die wet in Matteus 5, sê dit daar nie, uit die ou vertaling het gepraat van 'n jota of 'n titel, 'n punt of 'n letterstreepie sal gaan verdwyn nie. Die hemel en die aarde, wat so vas is, sal liewer verdwyn, as dit daar een punt sal verander. Daar is dus geen probleem met die wet nie. Inteendeel sê Jesus vir hulle, ek wil hê dat julle gehoorsaamheid in die wet meer moet inhou as die van die skrifgeleerdes en die Fariseërs. En as julle nie beter as hulle doen nie, sal julle nie in die koninkryk van God kan ingaan nie. In die proses om die wet tot sy reg te laat kom, het hulle 'n magdom wette gemaak, 39 kategorieë gehad, met elkeen 'n klomp onderafdelingkies. En daar was goed gewees wat 'n mens jou hande oor saamslaan. Jy mag byvoorbeeld nie skryf op die Sabbat nie, want dit is werk. Jy kan 1 letter maak, maar meer as 1 letter is werk. Jy mag niks dra nie. Nie eens 'n speld nie. Sekere rabbies het dit bietjie vryer geïnterpreteer. Een het gaan tot so swaar soos 'n vy. Dit was die swaarste wat jy kon dra. Jy mag nie 'n knoop maak nie. Nie 'n permanente knoop nie. As jy hom kon lostrek, kon jy hom maak. Jy mag nie vuur maak op die Sabbat nie, of as daar reeds 'n vuur brand, mag jy hom nie blus nie. En vandag nog doen die Jode dit so. Hulle sê dat jy mag nie 'n skakelaar aanskakel nie, want dan maak jy 'n vuur, as so 'n vonkie moes, of as hy aan is, mag jy hom nie afsit nie, want dan is hy ook 'n vonkie. En vandag nog hou hulle dit nou lettend. Lenel, waar hulle bly in Jerusalem, ons dogter, is daar mense, ortodokse Jode, wat net bo hulle bly, en gereeld kom een van die kinders af na hulle toe en vra hulle net opkom en net die ligreëling se skakelaar aansit, want dit is geweldig warm, hulle wil hom aan hê, en dan sit hulle dit aan. Jy mag nie in 'n spieël kyk op 'n Sabbat nie, want as jy in 'n spieël kyk en jy dalk 'n grys haar sien, en as jy die grys haar wil uitpluk, dan jy gewerk. Jy mag nie 'n stoel skuif nie. As jy hom skuif, dan maak jy 'n merk op die grond, en dan ploeg jy, en dit is sonde. As 'n hoender 'n eier lê op 'n Sabbat, mag jy die eier nie eet nie. So hulle het 'n magdom wette gemaak wat jy moes onderhou. En Jesus gee die sleutel vir hulle, as hy vir hulle sê, julle het die bedoeling van die dag vergeet. Julle het heeltemal oorboord gegaan met verkeerde goed. Die Sabbatdag is vir die mens gemaak, en nie die mens vir die Sabbat nie. Die Sabbatdag is nie hierdie heilige dag en jy moet jou breek om hom te onderhou nie. God het met 'n doel die Sabbatsgebod gegee, tot voordeel van mense, om hulle te help om met die regte goed besig te wees. Hulle kan die hele week werk, maar een dag los hulle al hulle werk en hulle fokus net op die een belangrikste ding, en dit is op God. Hulle doen op daai dag wat God op daardie dag gedoen het. Dit beteken nie dat hulle niks doen nie. Hulle skuif net hulle fokus van hulle self na God toe. En daarom is 'n Sabbat vir die Jode 'n belangrike dag gewees, waar hulle 'n klomp goed gedoen het. Hulle het sinagoge toe gegaan, en in die sinagoge het hulle op God gefokus. Dis 'n dag gewees waar hulle aandag aan mekaar kon gee, waar hulle as familie saamgekom het, waar hulle saam geëet het. En dit was dus 'n dag gewees wat met inhoud gevul was. 'n dag wat op God gerig is.
En as Jesus dus daaroor praat en vir hulle sê, maar julle moet die bedoeling van die dag terugbring, nie die wette wat julle ingestel het nie, julle is so besig om die wetjies van julle, dat julle die God agter die wette vergeet het, en ek wil julle weer terugbring na die oorspronklike bedoeling. En dis waar ons in die moeilikheid kom. Want ons het half die Jesus die Sabbat anders as wat hulle dit hou, het ons het toegemaak dat dit nie so 'n belangrike dag nie. En omdat dit so belangrik is nie, of jy het nie so nauwlettend te hou nie, trouwens, jy het glad nie te hou nie. En dit wat deesdae met ons op die Sondag gebeur, die Sabbat het die Sondag geword weens Jesus se opstanding, het die vroeë kerk als van die Sabbat op die Sondag gedoen, en daarom doen ons dit ook. Is dit 'n dag wat met inhoud gevul is? 'n Dag waarvoor ek my as het ware moet voorberei. En daarom is dit so kosbaar as mense byvoorbeeld vir my bel en sê, waaroor preek jy Sondag? Ons wil graag voorbereid kom. Ons wil reeds so lank die gedeelte lees. Dis 'n dag waaroor ek opgewonde is. As kind was ek nie opgewonde oor 'n Sondag nie, want jy mag niks gedoen het nie, veral nie goed wat lekker is nie. Maar dis 'n dag wat my juis opgewonde maak. Ek kan by soveel goed wat ek nie by kon uitkom nie, kan ek vandag uitkom. Ek kan God die plek gee wat hom toekom. En daarom in my eie verlede, toe my ouers die Here ontmoet het, hulle het dit eers nie so gedoen nie, maar toe die Here ontmoet, het hulle gedoen wat Jesus gedoen het die dag met hierdie man. Hy het 'n man met 'n gebreklike hand gekry, en hy het hom genees. Hy het vir hom God se genade gewys. Hy het gemaak dat daardie man met nuwe oë na God kyk. En daarom het hy juis die regte ding op die Sabbat gedoen, die aandag op God gefestig. En my ouers het dan op 'n Sondag, het ons die middag, later die middag, elke Sondag, of na iemand te gaan wat siek is, of na iemand te gaan wat bejaard is. Dit is nog vandag so met die Jode. Die Jode dis vir hulle 'n wonderlike dag. Daar's opgewondenheid, hulle sing, hulle is vrolik. Die mans gaan net die Sabbat begin, het nou Vrydagmiddag, net die son ondergaan, dan begin die Sabbat, gaan die mans sinagoge toe, en daar het hulle kerk, nie die vrouens nie. Die vrouens het so lank al die vorige dag die kos begin gereed maak, as die mans terugkom, dan vier hulle fees. Hulle ete soos jy nie kan dink nie. En die kinders is opgewonde. En die ouers, dis wat hulle doen die Sabbat, hulle gee aandag aan hulle gesinne, spandeer die hele dag saam, want hulle mag niks anders doen nie. So hulle lag, hulle deel verhale met mekaar, gee aandag aan die kinders, speel speletjies met die kinders. Dis 'n wonderlike dag, waar hulle dit wat eintlik belangrik is in hulle lewe, vertroetel en verdiep. En nou maak die Here dit vir ons moeilik, want Jesus sê, as ons na die bedoeling teruggaan, dan sê Jesus vir ons, en nou sê ek vir jou, daar's nie meer wette nie, daar's nie fariseërs wat voorskryf wat jy moet doen nie, jy gaan na God toe, en jy en God klaar uit wat jy moet doen. En dan sal dit interessant wees hoe elkeen van ons se dag lyk. Natuurlik is die tyd wat ek met God spandeer saam met sy kinders 'n absolute prioriteit vir my, en pas ek my Saterdag so aan, dat ek saam met God en sy kinders tyd kan spandeer op 'n Sondag. Dalk besluit ek op 'n geestelike boek wat ek spesifiek aanwerk, agterstallige Bybel lees wat ek inhaal, mense wat ek nie by kon uitkom nie en wie ek kan belangstel. Hoe ons dit ook al maak, God gee dit vir ons en sê, doen met daardie dag wat die oorspronklike bedoeling van die dag was. En wanneer ons dit doen, dan begin ander dinge skielik in plek kom. Dan kan ek weer die regte aandag aan my werk gee. Dan kan ek baie keer juist perspektief kry op my werk en op dinge wat verkeerd was. Dis 'n dag waarin die Here vir ons as dit ware vlerke gee. Mense met nuwe energie en kreatiwiteit besiel. Kom ons dink nou oor hoe ons hierdie dag gebruik en hoe die Here ons uitdaag en sê, wys my wat jy kan doen met hierdie dag waar jy niks van jou gewone goed gaan doen nie. Here, ons is onseker, selfs benoud, want ons is nie gewoond om so verantwoordelikheid te dra nie. Dankie dat U vir ons die kans gee om al ons aandag op U te vestig, op U te fokus. Dankie dat U ons help om voluit te leef. Amen.